Goeiemôre en baie welkom op hierdie Vrydagoggend by Kom Laat Ons Boeke Vat. Dis vanoggend die 26ste Junie. Lieflike Vrydagoggend hier by ons. Lekker toegetrek, is winter. Het bly winter, lekker toegetrek. Gister was ek egter so 'n bietjie oopgetrek later en ons is gister 'n bietjie see toe gestap en was dit nou regtig lekker. Die weer het oopgetrek en die son was uit en dit was eintlik 'n pragtige dag. En vanoggend is ons terug, dit is toegetrek. Ons weet op hierdie stadium is dit moeilik en sal dan om vir jou te sê of dit mis of wolke is. Want hier kom die mis gereeld, maak gereeld toe. En dan baie keer hier by 10:00 tot 12:00 trek die mis op en dan is dit 'n beautiful dag. So ons kyk maar wat die res van die dag bring. Is doodstil, geen wind nie, windstil, lekker koel, want dis mos winter. Ek hoop jy het 'n lekker nagrus gehad. Ek het mos nou effens nog die grieperige of die verkouerigheid agter my blad. Dat maak dat dis maar gevaarlik om te slaap. Elke keer as jy draai is jy wakker. Ek weet nie hoekom nie, maar dis nou maar een van daai dinge, maar ek het genoeg rus gekry. Ek het heerlik opgestaan. Is lekker om altyd in die oggende op te staan en te sê koffie, dan dadelik om 'n stil raak hier by die Here se voete met stilte tyd. Ek hoop jy geniet dit hierdie paar minute in die teenwoordigheid van ons Hemelse Vader, en ons luister, ons vra vir hom dat hy ons oë, ons ore en ons hart oopmaak en aanvanklik maak vir die woord van môre. Vanoggend is 'n kort stukkie en die tema van vanoggend is volg net vir Jesus. Hy lei jou na waar jy moet wees. Volg net vir Jesus, want hy lei jou waar jy moet wees. Ek nou die stukkie vanoggend lees, toe dink ek by myself, Here, ek moet om verskoning vra. As dit nou kom by mense wat miskien dit nie doen nie, is ek miskien een van hulle wat baie keer net jou eie kop volg. Jy dink nie, voor jy vir jou kom kry, het jy 'n rigting ingestap en jy het nie eers gevra, Here, help my en lei my in die rigting. Dit is so half of het jou default is verkeerd. Is baie keer om die mense se default te herbevestig, te herin te stel en te verander, en te sê, nee, ons werk nie so nie. Ons stap waar die Here ons wil lei. Ons stap nie waar ons wil wees nie. Ons stap slegs die pad waar die Heilige Gees ons lei. En ou kan baie maklik, ek en jy kan baie maklik die Heilige Gees doodpraat binne in ons en sê, man, ek doen wat ek wil doen en ek sal laterhand, ek het vir iemand eendag advies gegee en toe sê die persoon vir my, ek moet nie vir hom sê wat om te doen nie. Hy sal self regkom, self foute maak en dan kyk wat die oplossing is. En ek dink baie keer het ou redelik baie tyd wat hy nie besef nie, ou het redelik baie tyd in geld en effort gespaar deur net na iemand te luister wat sê, ons was al daar, ons het dieselfde foute gedoen, hoekom wil jy weer dieselfde fout doen? So miskien is dit my en jou boodskap vanoggend, luister na die leiding van die Heilige Gees en nie na jou eie gerieflike, gemaklike leiding nie. Het is baie maklik om jou eie ding te doen. Ons is mos afhanklik, ons is mos geleer van kleins af. Ons is nommer 1 die belangrikste persoon as dit kom by 'n baba, as hy is ma by hom, of as hy is pa by hom, en dan as ons groter is, word ons geleer om onafhanklik te wees. En dan die oomblik as ons die onafhanklik vryheid in ons hand neem, dan kom ons agter, iemand het nou die dag vir my gevra, hoe gaan dit met jou? Toe sê ek, wel het dit baie beter gegaan toe ek nog by ma en my pa in die huis was. So ja, dan kom ons agter, dis nie altyd so maklik om op jou eie te wees of op jou eie, wil ek amper sê, staat te maak nie. En hierdie boodskap vanoggend is, moenie op jou eie staat maak nie, want jy maak foute. Die Here maak nie foute nie, hy maak nooit foute nie. So met ander woorde, volg jy net, luister, bly naby aan die Here, praat met die Here, gesels met die Here elke dag, soveel as moontlik, en luister na waar die Heilige Gees jou lei. Die Here het hom nie verniet vir ons gegee nie, die Heilige Gees lewe binne in my en jou, hy is deel van ons, so maak gebruik van die Heilige Gees. Hoe meer jy gebruik maak van die Heilige Gees, ek weet nie of jy al agtergekom het, as jy 'n fout maak, dan maak jy makliker 'n tweede en 'n derde fout, maar as jy nou regtig jou luisels by mekaar vat en jy poog om foute wat jy maak reg te stel, begin jy treetjie vir treetjie beter vaar en hoe om die foute reg te stel. So dalk is dit wat die stukkie vanoggend vir ons sê. Moenie jou pad volg nie, moenie jou idee volg of jou roete volg nie. Praat met die Here, praat met die Heilige Gees, sit die situasie in sy hand. Is dit nie lekker nie? Is dit nie lekker om met jou man of met jou vrou of met jou vriend of vriendin te praat oor 'n situasie wat kom, wat jy net aan hom of haar 'n bietjie kan oordra en dan sit en kyk wat is hulle idee.
dalk sien hulle iets raak wat jy nie raak sien nie. Nou daarvoor is die Heilige Gees presies daar. Jy het nie 'n vriend en jou vriendin nodig, jy het iemand nodig wat vir jou baie liewer is, in elk geval as jou eie familie of jou vriend en vriendin, en dis ons hemelse Vader. Hy het per slot van rekening vir jou geskape, en hy is lief vir jou net soos jy is. En hy weet ons maak foute, maar dit beteken nie ons gaan ophou om te probeer nie. Hoe sê jy kom nie vorentoe deur op die grond te gaan lê, deur as jy 'n foute maak plat te val nie. Ons kom op. Daar was destyds 'n atleet met die naam van Matthews loop en val. Ek weet nie, miskien weet van julle mense van hom, maar dit sê eintlik vir my alles. Ons kom vorentoe in die lewe deur dit as ons te val of gegly het, deur as ons op te staan en deur dat ons verder probeer. Ons oë op die mikpunt hou, op die eindstreep hou en verder te probeer. En daarvoor is ons Christelike familie ook daar vanoggend om ons te help en ons te dra in gebede. Ek het gister 'n boodskap gekry van 'n vriendin van my dat haar skoonseun se been gaan afgesit word soos gister. Ek moet hom in gebede opdra en ek het onmiddellik net so alles gelos en onmiddellik 'n gebed opgedra. En gisteraand toe sê sy vir my, sy been is toe nie afgesit nie. Hy het 'n lelike seer onder sy voet en hy het, ek dink, suikersiekte. So dit maak dit nog meer gevaarlik. Maar sy sê toe die mense kon nie saamstem, almal kon nie saamstem oor die been afsit nie. So hulle gaan kyk of hulle die been kan red. Toe sê ek wel, ons prys die Here, ons glo nog steeds en ons vertrou nog steeds en ons bid nog steeds vir Johan. So as jy graag vir Johan wil in jou gebede opdra, as jy regtig meer as welkom om vir Johan in jou gebede op te dra, want ons weet almal geloof dra krag. Geloof dra krag. So kom ons dra almal vir Johan op in ons hemelse Vader en vra hulle met die medisyne met die liewe Vader, die krag en die kennis en die gerusheid van hart gee dat hulle sy been sal kan red. So kom ons bid daarvoor en natuurlik sê ons ook by soos die Here wil, nadat ons gevra het, soos die Here wil. Op hierdie oggend wil ek sommer ook vir my vrou se sussie Vanessa, sy verjaar vanoggend, so ek kan sommer so tussentyd net vir haar ook gesê, baie geluk Vanessa met jou verjaarsdag, ek hoop jy het 'n amazing dag. Ek hoop die Here is net goed vir jou vir hierdie dag en natuurlik die res van die week en die res van die jaar. Ek hoop jy gaan 'n amazing 2026 hê. Kom, die stukkie wat ons uit die Bybel uit lees, jy kan jou Bybel oopmaak en saam lees. Ons gaan lees uit 2 Konings 6. Ons begin by 2 Konings 6 vanaf vers 16. Ons gaan lees vanaf vers 16 tot 22. 2 Konings 6 vanaf vers 16 tot 22. Onthou, ons tema vir die oggend is, volg net vir Jesus. Hy sal jou lei na waar jy moet wees. En hy het geantwoord, moenie bang wees nie. Die wat by ons is meer as wat hulle is. Elisa het gebid, Here, maak tog sy oë oop, dat hy kan sien. En die Here het die oë van die slaaf oopgemaak, en hy het gesien. Die berge rondom Elisa was vol perde, en strydwaans van vuur. En toe die Arameërs op hom afstorm, het Elisa tot die Here gebid, slaan tog hierdie mense met blindheid. En die Here het hulle met blindheid geslaan, net soos Elisa gevra het. En Elisa sê toe vir hulle, dis nie die regte pad nie, en dis nie die regte stad hierdie nie. Kom agter my aan, dan lei ek julle tot by die man vir wie julle soek. En hy het hulle na Samaria toegelei. En toe hulle in Samaria kom, sê Elisa, Here, maak hierdie mense so oop, dat hulle kan sien. En toe die Here hulle oopmaak en hulle kyk, toe is hulle binne in Samaria. En toe die koning van Israel hulle sien, vra hy vir Elisa, moet ek hulle doodmaak, meneer? Moet ek hulle doodmaak? Nee, moet hulle nie doodmaak nie, was sy antwoord. Sou jy mense doodmaak, wat jy met jou eie swaard en jou byl en boog kruisgevangene geneem het, sit vir hulle eet en drink goed voor, dat hulle kan eet, voordat hulle teruggaan na hulle koning toe. Pragtige stukkie hier uit 2 Konings 6, vanaf vers 16 tot en met vers 22, en jy is meer as welkom om verder te gaan lees, die Bybel op te slaan en 'n bietjie verder te gaan lees. Onthou, ons tema vanoggend is die volgende.
Die tema is volg net vir Jesus. Hy lei jou na waar jy moet wees. Anders as jy op die ouene van die dag soos hier gebeur het, in die verkeerde stad, die verkeerde tyd en die verkeerde plek. Volg net vir Jesus, hy sal jou lei na waar jy moet wees. Kom ons maak ons oë toe gebed. Liefdevolle Hemelse Vader, baie, baie dankie vir hierdie stukkie, vir hierdie dagstukkie, en Here, dankie, die belangrikste is, dankie vir die tydjie wat ons kan stil raak, hier in die oggend, en by u voete kan kom sit en sê, Here, ons maak ons hart oop, ons maak ons verstand oop, ons maak ons ore oop, en ons is aanvanklik. Praat, Here, ons mense luister. Dankie, Here, vir elke oggend se stukkie. Dankie, Here, dat u vir ons geseën het, dat ons vanoggend kon opstaan, in die krag en die voorreg het om vanoggend weer hier by u voete te kon sit, en die Bybel oop te maak, u woord oop te maak, die goeie woord oop te maak, en 'n stukkie te lees, wat u graag vir ons is, die boodskap wil gee vir die dag. Dankie, Here, vir alle krag en alle voorregte wat ons elke dag so middellik ontvang, en baie keer vergeet om vir u dankie te sê. Help ons asseblief ook vanoggend om ons eie krag en sterkte te laat heeltemal neerlê op die grond, neerlê by u voete. Sê vir ons, sê vir u, Here, ons is magteloos sonder u. En met ons eie krag en met ons eie beplanning is ons eintlik magteloos. Here, help asseblief, gee vir ons die krag, Here, om die Heilige Gees, om vir u te volg in die vorm van die Heilige Gees. Dat u die leiding neem, dat ons net in u voete kan, in u voetspore kan volg. Dankie daarvoor. Wil u asseblief help op die Vrydagoggend, dat ons die baadjie kan aantrek, die baadjie van liefde, en dit kan uitlewe teenoor almal rondom ons, dat hulle kan sien ons lewe met 'n verskil. Daar's 'n verskil, dat hulle ook na ons toe sal kom en sê, waaraan glo jy, wie is jy, aan wie glo jy, want jy lewe anderste as die res. Dat ons nie altyd aanvaar die wêreld is die regte pad nie. Slegs u is die regte weg en die regte pad. Help ons asseblief om u vanoggend, as ons hande opstiek na die hemel, opkyk na u en sê, Jesus, take the wheel. Here, vat asseblief die stuurwiel van ons lewensvoertuig en ons geestesvoertuig, Here, en lei ons asseblief in die res van hierdie Vrydag, asook die res van die week en die res van die jaar wat voorlê. U is in beheer, dankie daarvoor. Ons glo en vertrou slegs op u. Ons volg slegs u voetspore. Vergeef asseblief ons sondes, Here, en help ons om skuldenaars te vergewe. Ons vra hierdie dinge nie omdat dit verdien, Here, maar enkel alleen uit u groot en almagtige genade alleen. Prys u heilige naam. Amen.